Miskien dat jy net twee goeders te vra waar kom ek vandaan? Ek is in die Vrystaat gebore. En my pa so swaar gekry met medies dat ons bles gebore is. So ons kind is ek het 5 en ons 4 broers. Almal is bles. Maar ek het nie groot geword in die Vrystaat nie. So al wat ek weet van die Vrystaat is, ons het ook nie op koffies geswat nie. Ek weet nie hoekom nie. Maar ek reg onthou, ek het vir tikkies rugby gespeel. Ek dink die sin was die punte gestuur, so ek het nooit op die sin was rugby gespeel. Ek het al 2 neefs wat hier groot geword het, en weet jy, weet ek van die skole wat hier is, so die 2 neefs is 'n dikkie en 'n dingetjie, 'n langetjie en 'n dikkie. Die dikkie en die dingetjie is altyd in die skole hier, so ek weet ek was in Grey, want hulle het elke keer as ons op vakansie gaan met vir my gesê. So wat interessant is, die langetjie het ons gedink is die ou wat goed rugby speel, die dikkie het op die Springbok geword, en nie die langetjie. Ek dink dat ek wil graag vir julle, vandag is vandag oor praat, dus ek wil vandag vir julle praat oor Mount Everest. En so kom sê ek net 'n bietjie aan julle verduidelik, wat julle oor gesels. Ek wil met julle praat oor die presidente wat ons gehad het. En dit ons GDP's gelyk, maar dit is iets wat nie myne is nie, wat ek geleen het, of jy steel ons nie as jy ekonomies nie weet by iemand anders. Ek wil praat oor ons eie landbou op GDP. En dan, hoekom het ons bestaansreg as 'n boer? Hoekom is ons boere? Hoekom is daar bestaansreg vir ons? En dan gaan ek afsluit om julle miskien nog iets twee goeders te sê oor AgriSA. So ek wil julle vra, ons gaan begin met 'n video wat van Mount Everest is. En al wat ek vra is, luister net met jou hart. Kyk net anderste daarna, as net om te sit en luister en net nog iets te sien. To those who are enthralled by mountains, their wonder is beyond all dispute. To those who are not, their allure is a kind of madness. What is this strange force that draws us upward? This siren song of the summit. Mountains are so much more than a challenge or an adversary to be overcome. At height, you can be taken right to the brink. You never feel so alive, knowing that at any minute, you could die. Oh God, take me home. So that you went the time that you went the fear. The mountains we climb are not made only of rock and ice. But also of dreams and desire. So Mount Everest is die hoogste berg op aarde oor seespieël, so oor seevlak. Wat baie interessant is van Mount Everest is, die ouens wat die berg die meeste gesamel het, is, hulle noem hulle self Sherpas. En hulle het eendag 'n onderhoud met 'n Sherpa gehad en vir die Sherpa gevra, maar hoe kry julle dit reg? Want jy het winde op hierdie berg wat 265 km/h waai, met 'n temperatuur van -25, so die aanvoelbare temperatuur is seker -60. Dit het hulle baie mooi gesê. Dit sê, the storms on the mountain never stop. And if you want to summit, you need to learn how to dance with the wind. Die eerste ouens wat gedokumenteer Mount Everest probeer klim het, was 1921 tot 1925.
Twee mense, Mallory is twee Engelse gewees en 'n ou met die naam van Irwin. Die derde keer wat hulle probeer samet het hulle nie teruggekom nie. En hulle glo dat hulle wel gesamet het, maar daar was geen bewys daarvoor. So hulle het nooit gesamet nie. Hulle het Mallory se liggaam gekry in 1999. So as jy opval op die berg, dan bly jy daar, want jy kan nie, jou skil nie agteraan nie, tensy met helikopters uitgaan of self was die idee om dit te kan doen. So hulle het dit nooit gedokumenteer dat hulle wel gesamet het nie. Dis 'n geweldige attraksie vandag vir mense om dit te kan doen. Dit kos omtrent 1.5 tot 2 miljoen rand om te samet. Die suksesrate is so 55% van die mense wat gaan samet. So al het jy 1.5 miljoen betaal, is dit te sê dat jy wel gaan samet nie. Ek het vir julle gesê van die ekstreem temperature wat daar is. Dan is daar 'n area wat hulle noem Dead Zone. Bo 8000 meter bo seevlak. Dis soos 'n sakkie wat jy vol gaatjies druk en jy kan probeer asemhaal. Jy het 1/3 van die suurstof as wat ons het waar ons nou is. So 'n geweldige uitdaging. Hoekom praat ek met julle oor die berg? Ek het julle gesê, my pa was self 'n boer gewees en weet wat, sy moeder het my baie keer laat dink aan Mount Everest. En as ek dit vir julle sê, ek gaan gou vir julle wys hoe blyk die roete na Mount Everest toe. Dit vat jou 40 dae, vandat jy daar gekom het om wel te kan samet. So, kom ons sê nou maar, jy besluit jy wil graag samet, dan is jou reis 40 dae voordat jy uiteindelik dit kan doen. Nou, die eerste een van Basecamp af boontoe, Camp 1 toe is die langste gedeelte, waardeur hulle loop. Ek gaan vinnig vir julle my pa se verhaal net so vinnig probeer vertel. Ek kan onthou, so my mense het ek vir julle gesê kom van Botawil af, toe Botawil nog geld gemaak het, want ek kan onthou vir trekkers kon ek koop sy goeie oes sit. Toe ek op die universiteit was, het ek gesê, pa, ons kan nie vir die trekkers meer tyres opsit vir die oes wat ons gehad het, wat jy gehad het as ons dit vandag het nie. Ek kan onthou hoe opgewonde hy was toe hy my Ferguson 135 gekoop het, maar ek dink 5 of 6. En hoe die foto's geneem het, hoe die 3 of 4 trekkertjies so langs mekaar getrek het. Ek glo nie die jong manne weet vandag wat die 135 is. Daai tyd was dit absoluut fenomenaal. Daar's 'n span gewees wat 9 keer probeer het om te samet, met 400 mense om hulle te help. In 1953 het 2 ouens probeer samet. Ek dink met die Kokatiele se naam is. Hulle het 100 meter van die summit afgekom en uit suurstof uitgeloop en dit nie kon doen nie. En 'n dag daarna het Edmund Hillary en Tenzing Norgay dit wel reg gekry. En hulle was die eerste mense wat gesamet het. So van 1921 af tot 1953 was daar letterlik 10 keer mense probeer om dit te kan doen. Tenzing Norgay het 6 keer geval. En die 7de keer was hulle daar gewees. Ek kan onthou toe my pa geoes het, was dit 4 ton hektaar droë land en dit was uitstekende opbrengste. Waar is ons vandag? Wat is ons vandag? So my pa het in sy lewe ook gesamet. Die ou wat die meeste gesamet het, Mount Everest is 27 keer. Daar's vandag al 12.000 mense, of 12.000 keer het mense gesamet. Nou, net 6.000 mense die 12.000 keer gedoen. Wat het dit met landbou uit te maak? Hoekom praat ons daaroor? Ek dink landbou is by 'n punt dat ons 'n nuwe wind het. En ek dink die winde van verandering is geweldig groot. Ek gaan nou vir julle een of twee goeders net wys daaruit. Maar wat ek geleer het vir my eie lewe uit my huis het waar ek groot geword het is, my pa het baie keer gesamet en moes terugkom. Of baie keer die samet nie gemaak nie, maar teruggegaan na Basecamp toe. Maar hy het nooit opgehou nie. Hy het nooit opgehou as daar 'n wind was wat te erg was. Wat wonderlik was is, as jy kyk waar hulle was vandag, my kinders ken nie iets anders as 'n GPS as wat dry in die buiteland. Baie keer vir hulle gesê, julle lag vir oupa as hy sy GPS moet gebruik. Maar nie een van julle Kokatiele kan ry met 'n boek nie. Oupa het dit reg gekry. Die verandering wat gekom het en hoekom het 12.000 mense vandag al gesamet. Die tegnologie wat ons vandag het, 2 mense is nodig. Vir elke ou wat samet is dan nog 1 nodig. So 2 ouens samet uiteindelik. Daar was 400 vir die eerste 2 ouens. Ons hele landskap het verander in landbou. En iewerste sal ons 'n dans moet kry vir dit waar ons vandag is. Ek het gegaan en hierdie is 'n ding wat Frans Cronje vir ons gedoen het en ek wil vinnig net dit vir julle wys. Want ek dink politiek het 'n geweldige impak tussen ons 2 ore oor hoe ons dink oor landbou. En ek wil net vinnig vir julle iets wys.
So daar's elke termyn van elke president is uitgelê. Die eerste ene is toe president Nelson Mandela ons president was en ons gemiddelde GDP was omtrent so 3% gewees. Sy termyn daarna was president Thabo Mbeki gewees en hy het ons bo 4% geval. Dis die langste termyn wat ons nog gehad het in die laaste 30 jaar. So ekonomies gewys was dit ons beste tyd in Suid-Afrika gewees. Hierdie is die totale GDP van Suid-Afrika. Toe het ons die ekonomiese insinking, so president Galema Motlanthe kan nie die skuld kry vir wat daar gebeur het, maar dit is geweldig impak in ons ekonomie gehad. Toe president Jacob Zuma aan bewind kom, het ons teruggeval na 'n laer vlak as wat ons gehad het toe ons begin het met president Nelson Mandela. COVID het 'n geweldige impak gehad op president Cyril Ramaphosa se periode en ook 'n geweldige impak gehad, negatief en positief. En hy het omtrent op dieselfde gestop as waar president Jacob Zuma ons gelos het. Die vraag is nou net, die volgende periode het nou aangebreek. Government of National Unity. En ek wil julle 'n vraag vra. Ek sit in 'n vergadering wat al die top besigheidsouers in die land met mekaar gekom het met minister Cyril Ramaphosa en 'n gesprek met hom gehad het oor inisiatiewe te lê oor hoe die infrastruktuur in Suid-Afrika te ontwikkel, na energie te kyk. En in die vergadering, ek lees graag, is al die groot koketiele wat nie CEO's is van maatskappye nie, maar eienaars van maatskappye is in die vergadering. Die eienaar van Pick n Pay word die vergadering by. Janie die Raad is in die vergadering, kan al die name vir julle noem, en ek skrik, ek is in verkeerde besigheid nie. En hulle praat oor besigheid. En ek kan onthou die dag toe ons daar sit en hulle praat oor die ding, toe is ek so vrees in my hart om te sê, wat sê ek vir die klomp koketiele as hulle ons vra, wat sê landbou? En iets word in my wakker, want ek kom in die varkbedryf, dit is 'n fantastiese bedryf wat geweldig goed gedoen het, en geweldig impak gemaak het vir die boere self. En iets, daai dag gebeur daar iets. Ek kan nie opstaan en sê, Agri SA verteenwoordig elke koketiel in Suid-Afrika wat 'n landbou is nie. En ek wil dit graag definieer, want ek dink ons struktuur is baie goed. So almal neem graag deel. Maar weet julle, dat die graanindustrie is geweldig goed, maar hulle tree op namens graan. Die sitrusindustrie is geweldig goed, maar hulle tree op namens sitrus. En ek kon nie daar staan en sê, maar ons is 'n government of national unity. So die vraag vandag is, dis waar ons tot in 'n mate is ons 'n government of national unity? Of ons is nie een? Dan gaan ons wag totdat die volgende government of national unity vir ons as landbouers sê wat om te maak. Nou, ek het nie daarna gaan kyk, want ek dink ek het die antwoord is Johan. Ek het 'n klein gedeelte in my lewe geboer, so ek is nie 'n boer nie. So ek wil eers 'n vraag vra voor ek met die volgende skyfie oorgaan. As julle nou na hierdie prosedure kyk wie die koketiele is wat almal vir ons geregeer het. Watter een van daai wat daar is, dink julle het vir ons as landbouers die laagste confidence gegee? En daar is 'n meter wat hulle gebruik, wat hulle business confidence meet, noem ons landbouers confidence. En landbouers confidence meet hulle met tot sover om te sê wat is die swak skuld wat by banke is. Wat is die omset? Hoeveel voer ons uit? So dit is baie goed en baie akkuraat intended. So ek vra vir julle, as julle nou vir hierna moet kyk, nou watter een van daai sou julle sê, dis waar ons as landbouers, ek dink die laagste confidence gehad het. Nou my persoonlike een sou sê, ek dink die periode van 8 jaar is miskien daar een waar ons die minste gehad het. Al wat ek hier gedoen het is, ek het die confidence gevat, die meter, en ek het die landbou een is geel, en die groen ene is die consumer, die verbruikers confidence. Ons confidence was nie hoogste gewees, toe ons vir Jacob Zuma gehad het. Wat interessant was, sien julle daar's 4 bubbels. As ons confidence geweldig hoog is die consumer se confidence geweldig laag. Ek praat baie oor wat Frans nog gesê het van die 2 pole. Die hoogste confidence wat ons nog gehad het, was gewees toe ons COVID gehad het. Nou ek was daai tyd op 'n vark gewees toe ons COVID gehad het. Ek is nou nog nie met daai wat ek enig gewees toe ons COVID gehad het. En ek kan onthou die eerste vergadering wat ons met die minister gehad het. Was our grootste krisis gewees, ons het nie toegang gehad vir 60% van die population in Suid-Afrika.
En ons moes 'n meganisme vind om daai toegang oop te maak. Ons was, ek weet nie of julle weet, in die eerste gedeelte van COVID was ons nie gereken as essential nie. So wat het daar gebeur? Hoe is dit moontlik dat jy besigheid op sy laagste confidence kan hê en landbou op sy hoogste? Daar het iemand my value gegee. Want iemand het vir my gesê, as 'n landbouer, ek waardeer dit wat jy doen en ek sien dat dit geweldig belangrik is. So dis een ding wat ons moet verstaan. Dis ver verby president, dis ver verby politieke konsep. Dit gaan daaroor, dit is of ek wettiglik die reg het om te bestaan as 'n landbouer, as 'n boer. Daar het nog 'n ding gebeur in daai tyd. Die feit dat twee van mekaar af wegbeweeg het, is miskien dat waarvan Frans op betaal het, want ewe skielik het daar 'n prysdifferensiaal gebeur, met prys baie hoog gekom het, want ons was in 'n periode gewees wat jy 'n skaars het gekry van 'n produk, en logistiek het dit baie moeilik gemaak, so om byvoorbeeld in te voer, ons kon nie invoerprodukte kry nie, maar sien julle dat dit nie in landbou hierbo gebeur nie, dit het by die consumer gebeur, ons is consumers, maar ek sou nou dink, as ek daarna kyk, sou ek gesê het, as 'n boer, maar dit is seker een van die moeilikste tye gewees wat daar was, dit is nie by die indeksprys. So is ons anderste, ja ons is. In hierdie video wat hy gesê is, dat sure man is, as jy ouers wat hou van die berg. Nou ek wil vir julle sê, as jy buite landbou staan, en jy kyk na iemand wat laas jaar 'n droogte gehad het, en pragtig volgende jaar gaan saai weer op dieselfde lande, en hy spandeer weer nie daai geld. Dis madness, maar dis wie ons is. En dit is juist dit wat ons goed maak as landbouers. Hierdie het ek gegaan en ek het die GDP gevat van landbou self, en ek het die GDP gevat van Suid-Afrika. En dit lyk na 'n besige grafiekie. Ek het weer 'n keer vir julle die wit lyn is die indeks wat dit is vir die landbou, om te sê wat die confidence is. Ek wil net vir julle twee goed uitwys. Die eerste twee gedeeltes wat ek het net na die negatief gaan kyk. Die eerste twee negatiewe gedeeltes wat ons gehad het was toe ons die nuwe regering gehad het, toe het geen boer vertroue gehad. So dit was baie sterk polities getref. Die tweede ene was presies dieselfde en dis toe ons rade begin ontbind het, 96, 97, 98. En miskien moet mense dit dalk sê, die ontbinding van rade het nie noodwendig gekom van die regering nie. Die vrymarkstelsel het nie gekom van 'n nuwe regering. So dit is eintlik die enigste twee wat ons polities kan konnekteer en sê, maar dit is hoekom ons negatiewe GDP gehad het. Dan het ons, die sterkstes was, food and mouth was 'n baie groot impak op ons, want 1, 2, 3 keer het ons droogte gehad, wat elke keer vir ons 'n negatiewe GDP gee. Die 2008 krisis is 'n moeilike een om te definieer, want ek dink, dit is 'n black swan event, wat Kobus het gesê het, wat geweldig groot is, maar dan het twee ander gebeur, waarvan ek een wil uitsonder. Die meeste wat ons nog gemaak het in ons laaste 20 jaar, was toe ons COVID gehad het, ons kom weer terugsit. Nou, ons kan die ekonomie daar agter sit. As jy die confidence level saam met dit sit, dan is daar iets wat ons mekaar moet sê. Wie die volgende staatspresident is, bepaal nie wat ek op my plaas doen nie. Dit bepaal nie noodwendig die sukses van wie ek is nie. Maar voor mense julle nou kwaad word, luister nou net eens laag. Ek sê nie dat ons nie regte mense nodig het. Maar wat ek graag wil wys is, ten spyte van wat ons al deur is in 30 jaar, ten spyte van waar ons was in die vorige 30 jaar, skiet landbou elke keer die ligte uit. Hierdie is 30 jaar. Toe ek 'n kind was, as jy goud gehad het, vir al die tallies wat nou baie erg oor openbaring was, gesê met goud koop en is al wat ding wat waardig, dit is wat die woord sê. Maar goud was die baante gewees van Suid-Afrika. Die myne in Suid-Afrika op die map gesit. Kyk wat het met mynbou gebeur. Kyk waar is manufacturing vandag en kyk waar staan land. Hoekom is dit so? Wat is dit wat anders is? Hierdie is die trade balance, beteken dit wat ek invoer, wat ek uitvoer. Ons het 6 maal gegroei. Dit beteken nie in persentasie gewys is nie. Ons vermenigvuldig. So dit beteken 1 maal, 2 maal, 3 maal, 4 maal, 5 maal in die laaste 20 jaar.
Daar's baie negatief wat mens daarom kan sê, na watter mark toe nie op is nie, hoeveel ons dit kan meer doen. Al wat ek vir julle bewys is, dis wie ons is as landbou. So die vraag vandag is, ons het die geleentheid en dis waar ons is, tot 'n government of national unity. En ek het dit al vir minister Steelhuis self gesê, ek dink nie hy alleen van dit maak. Want die berg wat hy moet klim is 'n politiese berg, die berg wat ons klim is 'n landbouberg. Ons moet 'n besluit neem en sê, ons gaan dit maak werk. En as ek gaan kyk na wat die geskiedenis my vertel, en waar ons is, en wat se trend daar is, dan besef ek dat landbou die vermoë om 'n herlewing in Suid-Afrika te kan bring. En dit gaan gebeur. Want die herlewing kom nie uit 'n regering uit wat goed is nie. Dit is ons werk en dis hoekom ek hier so is. Die herlewing begin wanneer elkeen van ons besef, dit wat ek op my plaas doen, en waar ek boer, het 'n geweldige bydrae tot waar ons gaan kom. Ek het met een van die megaboere 'n afspraak gemaak, en hulle gaan sien. En natuurlik was die eerste afspraak nog nie, wat doen Agri SA, en waar is Agri SA se raakpunt, en ek het hom toe gestop. En ek het hom 'n vraag gevra. Ek het hom gesê, het julle ooit al die gesprek gehad in julle bord, dat julle wat landbou is, en wat 'n geweldige groot rolspeler is in die Weskaap, 'n groter impak het, as die regering? Ek kom nie antwoord nie. Ek sê julle het, maar julle nog nooit so daaroor gedink nie. Ons het 3 ure daaroor gepraat. Vir 3 ure lank, nie dit gedebatteer nie, maar die konsep gevat, en die groot ding wat gebeur het, is dat eienaarskap beheer vir 'n beter Suid-Afrika, nie by 'n regering, want ons het toen nog nie eens geweet wie van waar is, want dit wat op die plaas gebeur. Hoekom bestaan ons? Ek dink vir 'n baie lang tyd, en dis maar ons politiek, en mense moet dit maar verstaan, vir 'n baie lang tyd het ons amper 'n politieke stelsel gehad wat ons wou regmaak. Ons is verby dit. Ek dink ons is verby die punt om verskoning te vra. Ons is verby daai punt om dit te kan doen. Ons is nou by 'n punt om te sê, maar weet jy wat, daar waar ons nou is, vorentoe gaan dit ons 'n baie groot impak. En ek het 'n baie groot rol speel in Suid-Afrika. Hoekom bestaan ons? Nou die wêreldpopulasie, volgens die Wêreldbank, die vrou, ek kan nie onthou wie die was nie, United Nations. Ons gaan 10 miljoen mense wees in 2050. Ons is nou net oor die 8 biljoen mense, of miljard, dat is ons nie biljoen in Afrikaans nie. Wat se impak gaan dit hê? Nou, die grootste groei was gewees na die Eerste of die Tweede Wêreldoorlog. Was daar 'n geweldige populasiegroei. En inkrementeel is die populasiegroei vandag kleiner as wat ons gehad het toe. Maar dis nog steeds 'n geweldige sprong in ons populasie. Maar dit is nie een van die grootste krisisse. Die grootste krisis waarmee ons sit vandag is 55% van alle mense woon in stede. In die 1900s het 5% van alle mense in stede gewoon. Dit beteken, mense het in landelike gebiede gebly en vir hulle self kos produseer. Miskien ook gewerk op ander plekke, maar nie noodwendig, het nie in die stad gebly. Die begin van die eeu, 1900s, was daar 6 stede in die wêreld wat meer as 'n miljoen mense as populasie gehad het. In 60 jaar is daar 378 stede, dus wat 1 miljoen mense het. Hulle reken, dit was die begin van die 2000s, is daar al 600 stede in die wêreld wat meer as 1 miljoen mense het, wat in stede bly. Hulle het nie die vermoë om kos te produseer. Die grootste stad, die grootste metropool in die wêreld het 37,5 miljoen mense, Tokyo, Yokohama. Daar's geen manier dat daai populasie vir homself kos kan produseer. As daar een werk is in die wêreld wat verseker is, dan is dit landbou. Want mense moet eet. Maar weet ek dit? Want julle grafiek het my gewys in COVID, is presies wat moet gebeur. Maar toe was daar 'n geweldige fokus op landbou gewees om te sê, maar ons moet seker maak dat mense wel eet. Daar gaan 'n paar dinge gebeur. So die eerste ding is voedselsekerheid, food security, gaan 'n geweldige groot konsep word. Geen grens, geen rooi gebied, niks gaan mense keer wat oor is. So voedselsekerheid gaan 'n baie groot konsep word. Nie net in Suid-Afrika nie, want ons speel ook 'n rol na die buiteland toe.
Die tweede ding is die environmental sustainability. Kan jy dit dink, wat gebeur met die hulpbronne as jy ewe skielik 2,5 miljard mense meer het en kos te gee in 30 jaar? Hulle reken as ons op dieselfde basis moet aangaan met dieselfde produktiwiteit wat ons het, en ons los wys net soos wat dit nou is, want daar is baie wat jy kan doen om die produktiwiteit van kos beter te maak, as ek dink ons mos omtrent 35 na 40% van alle produksie. Maar kom ons sê jy los als net soos Kobus nou gesê het, die mooi aannames, dan reken ons moet 3 miljard hektaar nuwe landbou genereer om daai 10 miljard mense kos te gee. So die impak op die omgewing, op natuurlike hulpbronne is geweldig groot. Die tweede ene is klimaatsverandering, of die derde ene. So kom ons gaan van die aanname dat nie een van ons het glo nie. Ek was by COP28 gewees. 118.000 mense woon die ding by. Ek dink 1,500 van hulle lyk soos sê maar soos ek, en die res is daar met jy vir jou dogter sê, jy kom nooit met so'n koketiel by die huis nie. Maar dis realiteit. Dis wie dit is. So al glo ek nie in klimaatsverandering. Die wêreld glo klimaatsverandering. Weet jy hoe weet ek dit? Januarie is ons in Duitsland. Voor hulle die boere nou regtig kwaad geraak. Wat dryf daai kwaad in Duitsland? Dis 'n regering wat gesê het, ek sit met 'n natuurlike hulpbron wat nie meer dit kan maintain nie, wat sê klimaatsverandering is 'n groot realiteit, so hy skep 'n wet, en die wet finansier hy deur die subsidie wat hy gee aan die boer. Hulle kry tussen 75 en 80% van hulle totale inkomste uit subsidies uit. So of dit nou vir my 'n realiteit is of nie, so voor ons beklei om te sê glo nie in klimaatsverandering is, die wêreld glo daaraan. En die volgende is nou interessant dat Kobus daaroor gepraat het, is finansiering gaan daardeur kom. So daar's twee dele van finansiering. Die eerste ene is om klimaatsverandering te kan beklei, climate smart te kan doen, dis die ene. Wat moeilik is, want dit moet jy deur 'n regering doen, om daarby uit te kom, so ek weet nie hoeveel van die geld uiteindelik by ons gaan kom nie. Maar dan is daar 'n ander ene, dat investeerders, en nie noodwendig nou ons banke nie, maar die monetaire geld wat in die buiteland kom, wat in die mark is, om ons boere te finansier, gaan ESG aan dit koppel, om te sê, maar, kom, jy kan met my meer geld leen, ek weet jy plaas baie werk nie, mooi trekkers en alles, maar as jy nie die volgende standaard kan voldoen, dan kan ek jou nie verder finansier. Dis klaar besig om te doen. So al glo ek nie daar, want dit is 'n realiteit. Ek dink ons kan baie daaraan doen. En ek dink Suid-Afrika is, of jy dit wil glo of nie, ek dink ons is frontrunners met juist climate smart farming. So dit gaan gebeur. Ek dink die organiese groei, het ek met julle gepraat oor wat se geweldige behoefte daar gaan wees net op die populasie groei. Die laaste een is ek dink vir die eerste keer sien die wêreld dat landbou 'n geweldige belangrike sektor is in die wêreld. En so die 10 miljoen mense, as dit ons nie opgewonde maak nie, al ten spyte van wat vir ons gaan kom, dan verstaan ons nie eintlik die industrie waar ons is nie. Ek het die tweede laaste gedeelte is, wat gebeur in Afrika? Dit vat die Afrikaner, en ek wil net vir julle sê, ek is Afrikaner, dan is ek, al lyk ek so wat ek lyk, ek is al die 11de geslag nie, so ek dink iewers te kwalifiseer ek om Afrikaan te wees. So die Afrikaner wat my voorgeslagte insluit, het dit hulle gevat na 2005 toe, dit was ons 850 miljoen mense. So dit het ons letterlik 2000 jaar gevat om daar te kom. Toe vat het ons 25 jaar om 40% te groei. Maar dis nie die krisis nie. 2025 tot 2045, gaan ons op 100% groei. Beteken, ons gaan letterlik verdubbel. Nou, Suid-Afrika was altyd self-sufficient, selfbehoudend geweest tot kos, tot voedselsekering. Hulle is 'n net invloeding teen die getal wat ons nou het. Die tweede ding is, 48% van Afrika se mense is afhanklik van landbou. By ons is dit nie 48%, hulle reken in Europa is dit 3%. Switserland is lyk my een van die lande wat die minste afhanklik is van landbou. So 48% van Afrika se mense is afhanklik van landbou. Die middelklas verdriedubbel. Hoekom praat ons daaroor? Want weet jy, die vorm van die kommoditeit waarmee jy boer, pas miskien dat nie meer in die middelklas in nie. Maar dit beteken nie dat die kommoditeit nie meer waarde het, maar ons sal anders bedink. Want hierdie is realiteite wat gebeur. 25% van Afrika as 'n totaliteit, sy GDP kom uit landbou uit.
So landbou in Afrika, dis non-negotiable. Dis 'n geweldige groot impak in die Afrika ekonomie. 75% van Afrika se boere is kleinboere. So ek het in Afrika gefinansier, ek het 3 jaar in Afrika gebly en 6 jaar in Afrika gewerk. Daar is nie megaboere soos by ons nie. Daar is, ek kan op my hand tel in Zambië, ons het ouens al 10.000 hektaar besproei, 2 oeste per jaar. So daar is sulke boere. Maar Afrika se hele substance is small scale farming. Dit is 'n realiteit. Hoekom wil ek dit vir julle sê? Die realiteit wat ons het in Suid-Afrika is, jy gaan solank as wat jy leef, en ek sien jy is bietjie jonger as ek, gaan jy klein boere in Suid-Afrika hê. Gaan nie weggaan. Dit gaan nie weggaan nie, dis 'n model wat in Afrika werk. Daar is nie 'n ekonomiese model wat jy uit die kommersiële konsep uit by die small scale se model kyk en sê met die twee maak nie geld. As ek 'n varkboer is wat klein is, en ek kry waste verniet, dat my kos verniet, dit kos die ou wat David Bosbroek met die grootste boere kos om 73 tot 75% van die totale koste. As ek klein is en kry die kos bio verniet, dan kan die varkie net 2 weke met 3 kg. Ek kry 3 keer die prys as ek dit slag informeel as wat David vir sy varkie kry as ek bel tot aflaai. Is daar 'n bereikte vir so ou? Hulle bestaan. So ek dink die debat is jy is so 'n klein boer. Die debat is dit is Afrika, dis hoe Afrika lyk. Een laaste oor Afrika is Afrika se gemiddelde ouderdom is 18.8 jaar oud. Beteken 50% van Afrika se populasie is onder 20 jaar oud. Ek gaan weer vir julle sê, 50% van Afrika se populasie is onder 18 jaar oud. Hoekom praat ons oor dit? Hoekom sou ek as Agri-SA daaroor praat? Ons het met minister Steenhuis gister 'n gesprek gehad oor baie van die goedes wat julle oor praat. Biosekuriteit was 'n groot ding. En een van die punte wat ons opgehaal het is om te sê, maar voedselsekerheid in Afrika sal ons as leiers moet opstaan. As ons dit nie doen nie, geen grenskering. Geen grens van die ouens in Botswana uitkeer nie, hulle het nie die resources wat ons het. Want dis 'n geweldige geleentheid. Dis 'n geweldige geleentheid wat ons as Suid-Afrikaanse boere het. Die laaste een. So, ek dink, julle is 120 jaar, ons op 120 jaar, Agri-SA is 120 jaar oud. En toe het hulle gesê, ons moet 3 dinge doen met die boere. So, dis direk dit wat hulle daai tyd besluit het, en dis eintlik fantasties. Die eerste een het gesê, ons moet beskerm, ons moet die Suid-Afrikaanse boere beskerm. Die tweede ding is, ons moet die Suid-Afrikaanse boere promote. Dis iets wat Frans ook baie sterk voel, en ons voel ook baie sterk oor. Ek dink nie, ons kry erkenning as boere vir dit wat ons doen nie. En dan meer my reg verstaan, ek praat nie van 'n arrogansie. Te sê vir my dankie dat jy vandag geëet het. Dis nie waar dit gaan. Maar erken my net in die rol wat ek in Suid-Afrika speel. So dit was die 2 konsepte waarmee hulle gewerk het. Te sê, dit is die bestaansreg van Agri-SA toe dit begin het. Nou, ons het teruggegaan en gesê, ek dink vir 'n baie lang tyd is ons bang om te sê dat ons wins maak. Nou geen besigheid wat ek in die bank leer ken het, wat nie wins maak, het bestaan vandag nie. So ons hoef nie skaam te wees vir die feit dat ons wel 'n wins maak. En enigiets wat jy in landbou doen, as dit nie profitable is nie, kan jy maar stop. Want ek kan jou sê, gaan oor 5 jaar nie meer daar wees. So, wat is ons missie by Agri-SA? Seker te maak dat ons boere nog steeds profitable is. Die tweede ding is om te sê dat ons 'n responsibility het. Ek wil terugkom na ESG, dit beteken Environmental Sustainable Governance. Dis maar 'n manier om hulle het 17 sustainable goals uitgedink wat wonderlik is hoe om ons planeet te beskerm. En ESG is 'n manier om dit te kan meet en wat hulle in finansiering inbring. Weet julle dat ons doen dit al klaar? Ons is al klaar besig daarmee, ons meer dit net nie goed. So selfs dit maak dat ons as Suid-Afrikaanse boere klaar kan opstaan en sê, maar weet jy, ons is klaar besig daarmee. Ons het in die varkbedryf 'n studie gedoen met 'n benchmarking was. 75% van die top benchmarking in die wêreld op die varkbedryf het die Suid-Afrikaanse varkboere alreeds deur BOK 360. Ons kan, want ons het fantastiese boere. Die derde een is wat ons vir onsself gesê het is, ons as Agri-SA moet so werk en so in die media wees, dat daar 'n waarde is vir mense as hulle na landbou kyk. So ons het een doelstelling, om landbou 'n nasionale bate te maak.
sal dit nie 'n dag en 'n half wees. As iemand in 'n township opstaan om te sê, julle moet ons boere beskerm, want dis hulle wat vir ons kos produseer. Dit help nie om Jaapie staan hier op nie, want hy kom met georganiseerde landbou uit. Hy defend homself. En ons moet by 'n punt kom, dat daar waarde is wat terugkom te sê, ons sien die waarde, dit moet julle doen. Ek wil afsluit, deur die quote te vat, ek wil sommer vir julle lees. The challenge in agriculture will always be with us. Be strong and courageous, and we will conquer. Let's dance in faith with the wind of change. Kom ons boer. Ek dink, daar gaan nog geweldig baie uitdagings kom. Ek dink meer as in my pa se tyd. Baie meer. Ek wil julle sê hoe ek as 'n jong man gedink het. Ek kan onthou hoe negatief ek geword het. As my pa vir my gesê, ek kry julle jammer. Eers met julle tyd is moeilik. Dit was baie makliker in ons tyd. Tot 'n dag het ek vir hom gesê, pa, weet jy, dis nou my tyd. Jy help my nie as jy so praat. Sê eerder vir my. Ek sien jy kan. Vir die tyd waarin jy leef, gaan jy een van die bestes wees. Ek wil afsluit weer vir julle te sê, weet jy hoe bring jy die consumer en die boer tot in 'n mate by mekaar? Hierdie vet wat ons gaan haal, is wonderlik. En ek dink daar's geweldig baie om omset om te doen. Dis die feit hoe ons praat. So ek het 2 kinders wat oorsee bly, albei is getroud. Hulle albei wil graag terugkom. Dan kan jy sê hoekom? Omdat ek doelbewus nooit vir hulle vertel het en gesê het hoe sleg Suid-Afrika is. Ek het nooit daaroor verder gepraat. As ons jong mense wil terug hê, dan leer dit by ons ouer mense. Hoe praat om Jaapie oor Suid-Afrika, oor die geleentheid wat daar is? Hoe praat ons ouers oor die geleentheid wat daar is? Dis wat ons jong boere berig het. Hulle het ook 'n merknaam om op te kom. Hulle everes is daarvoor. Maar die vraag is net, het ons hierdie jong oukies ook gegee, hierdie manier hoe ons praat. Ek gaan klaarmaak weer vir julle te sê, weet julle, ek het baie word. Weet julle hoekom? Ek het 'n pa gehad wat baie word gepraat het. Ek kan onthou as 'n kind, as ons sit en bid in die aand, en het 'n droogte gehad, of jy haal het op 1 jaar geslaan, ouders, hy het nog nie eers by die versekering uitgekom. Ek kan onthou, hoe sy trane gedruk het op die tafel. Maar hy het nooit sy hoop verloor. So, het ons goeie boere, ons het wêreldklas boere. Dit is van die min mense wat kan meer dinge in die buiteland, ons voer 50% uit. Hulle kry 80% subsidie. Julle kry nie subsidie, en ons gee hulle op hulle neus in hulle eie land. Dis absoluut briljant. Maar wat wel briljant is die geloof wat ons het om woorde weer 'n keer te kan sê. As jy 'n toffiewinkel toemaak, dan verkoop jy die toffies in die loop. Jy maak nie 'n plaas nie. Dis hoekom ons hier so is. So ek wil vir julle sê van Agri-SA se kant af. Ons het ook 'n gedeelte om te speel, om te doen. Ek dink daar's geweldig baie werk. Agri-SA bestaan net omdat dit op 'n grondvlak is. As dit nie 'n boerevereniging werk nie, gaan Agri-SA nie werk. Want dan ek nie meer 'n storie om te vertel. Dan het ek nie meer die reg om namens van jou te kan praat. En dis waar ons moet begin. So die institusionele kennis wat ons het, die institusionele struktuur wat ons in Agri-SA het hulle 120 jaar teruggebou. Ons moet anders dink om ons jong mense betrokke te kry binne dit. Maar ek wil vir julle vra, as ons met ons jong mense praat om hoop, wys vir hulle 'n nuwe geleentheid. Daar is nie 'n beter plek in die wêreld om te wees nie. Daar is nie. Daar's nie 'n plek wat meer geleentheid is nie. Ek wens ek kan die Europese boere vir julle bring, dat julle vertel hoe sukkel hulle om te boer, en die regering het gesê dit moet ophou. Ons het 'n fenominale geleentheid. Die Government of National Unity is ons. En dit is nie 'n politieke party nie. Daai party se naam is Agriculture South Africa. Dis wie ons is. Baie dankie.